Dit is Douvoordag in die Franschhoekvallei en ek en Janie Du Plessis staan by die Rickety Bridge stasie naby Franschhoek en wag vir 'n tram. Janie is my reisgenoot vir hierdie besoek aan Franschhoek. Janie is 'n bekende televisiepersoonlikheid en kankeraktivis en sommer baie pret om mee saam te reis. Daar kom die tram aan. Dis soos iets uit die verlede en ek kan nie wag nie. Nommer 10 nogals. Die tram gaan ons dorp toe neem. Behalwe vir die konnekteur is ek en Denver die enigste passasiers op die tram, want dit is so vroeg. Die Franschhoekvallei is idillies mooi so vroeg in die oggend, veral die berge en die wingerde. Ek en Denver kuier heerlik op pad Franschhoek toe. Die weer lyk nou goed, maar dit gaan blykbaar ook reën tydens ons besoek hier. Tipiese Kaapse weer wat vinnig kan verander. Wat 'n wonderlike manier om die dorp in te kom. 'n Mens kry so 'n gevoel van wat vir jou wag. Die tram stop aan die een kant van die dorp en ons klim af. Ons het besluit om hierdie week Franschhoek toe te kom, spesiaal vir die Koek Franshoekfees. Ons het elkeen ons eie navorsing gedoen oor die dorp en het 'n vol program. Ek en Denver groet mekaar en spreek af om mekaar laatmiddag by die Hugenote Monument te ontmoet. Terwyl ek rondstap, beleef ek Franschhoek as 'n idilliese dorpie wat besoekers van oral oor hierheen lok. Franschhoek is bekend vir uitsonderlike kookkuns en 'n mens sien sommer 'n hele paar restaurante hier. Franschhoek het wonderlike kunsgalerye met baie bekende kunstenaars se werke daarin uitgestal. Maar hier is ook baie informele kunstenaars wat net sulke interessante goed het. As jy na Franschhoek toe kom, hoef jy nie eintlik iets spesifiek te doen nie. Jy kan eintlik maar net deur die strate loop en kyk na die dinge om jou. Toe ek navorsing gedoen het oor Franschhoek, het ek op iets interessants afgekom op die Morrison wynlandgoed net buite die dorp. Ek dink dit gaan iets besonders wees. Hier by Morrison kan jy heerlike wyn kom proe. Maar dit is nie hoekom ek hier is nie. Hulle kweek ook orgidee en dit is hoekom ek hier is. Dit is 'n pragtige plek en dis nie moeilik om die orgidee kwekery op te spoor nie. Ek het afgespreek om die eienaar Michael Tibbs daar te ontmoet. Terwyl ek vir Michael wag, kyk ek 'n bietjie rond in die winkel. Daar is oral orgidee, regtig iets besonders. Hi Denver. Hey Michael. Thanks for coming. Baie dankie man. Jou orgidee is pragtig, maar hoekom op 'n wynplaas? Because wine farms nowadays need extra incentives to get people to them because there's so many of them. So it was a great idea bringing the orchids onto Morrison Wine Farm. We've got a great restaurant, we've got great wine, and of course an added attraction, the orchids. Orchids have just become so popular for the simple reason that they have great lasting qualities. They can last up to 3 to 4 months in flower. They're now the most popular pot plant in the world. Hoe lank kweek jy al orgidee? I've been growing orchids for just over 27 years now. I started off as a young boy and growing them as a hobby, and it became a passion. They're the most diverse plant family in the world. Hoeveel verskillende orgidee kweek julle? Denver, we probably grow in excess of 2,000 different kinds of orchids just in our growing space here. Meer as 2000. Kan jy nou meer? Na my gesprek met Michael, kyk ek nog 'n bietjie rond.
Daar is nogal baie mense in die winkel en Michael deel raad en wenke uit. En ek vra een besoeker hoekom sy in orgidee belangstel. Well, I find orchids to be incredibly beautiful flowers, and I've always wanted to try my hand at growing plants and learning how to grow flowers and make a garden. Orgidee is werklik spesiale blomme. En iets wat ek vandag geleer het, is dat vanille van orgidee gemaak word. Een van die interessante dinge wat 'n mens in Franshoek kan doen is 'n township tour. En ek het vir my plek bespreek op een van hulle. Ek het vir David Mollerani en die ander toeriste voor die informasiekantoor ontmoet. Ons eerste stop op die toer is Groendal. Groendal het 'n pragtige uitsig oor die hele vallei en ons stop eers by Tannie Ruth se teetuin Teesakkie. Ruth ontvang ons en sit dadelik tee voor vir die dorstige toeriste. Dis pumpkin pie. Ruth, hoe het jou teetuin tot stand gekom? So 2-3 jaar terug het Valley Toerisme my genader en gevra wil ek nie graag 'n teetuin begin nie. So het ek begin. En wie kom hierheen? Meestal toeriste. En dan kom kuier hulle en hulle kan sit, party van hulle stap in die tuin in. Dan bak jy nou vir hulle iets uit jou tuin uit? Ja, meestal uit die tuin uit, want ek hou van organiese goed. Maar die naam Teesakkie is tog so mooi, vir ons wat Afrikaans praat. Maar hoe het jy daarbey uitgekom? Eleanor Roosevelt het gesê, a woman is like a tea bag. Put her in boiling water and you can see how strong she is. Dis waar. Want dis 'n een-vrou besigheid. Tannie Ruth vertel my van haar pampoentert wat sy spesiaal bak vir die markie in die dorp. Ek dink dis 'n ideale resep vir mooi loop. Ek spreek af met Ruth om na die toer weer 'n draai by haar te maak om die resep te kry. Okay. Geniet die tee. Geniet die Sy nooi ons ook uit om deur die tuin te stap en die stilte in te drink. Is jy Suid-Afrikaner? Ek is, maar oorspronklik is my oorsprong van Duitsland. So ek het regtig met 3 tale groot geword. Ek het die voorreg. Nou, wat dink jy van hierdie tuin? Ek dink dit is fantasties. As 'n persoon wat self in Franschhoek lewe en 'n besigheid het, was ek nie bewus van die toer en die Teesakkie tuin wat aangebied word nie. En ek dink mense moet meer bewus wees van die geleenthede wat ons het in ons eie omgewing. Ons volgende stop op die township tour is in White City. Daar is glo 'n pottebakker. Die pottebakker Elvis Potina stel homself aan ons voor en nooi ons binne. This is the stuff I made here. Wow. Ek is mal oor sy potte, dis so delikaat. Hy's regtig 'n kunstenaar van formaat. When did you start with the pottery? As an African boy, we used to play with the clay when we grew up in the rural areas to make ox. But I didn't notice this will be my future. When I met this guy, Rodney George, he taught me how to do things in my own hands. Yeah. You exhibit all over the world. Yes, I do. So I've been in Germany, I've been in Portugal, I've been UK, but I also supply United States as well. How do you enjoy working in the Franschhoek Valley? I enjoy a lot. Franschhoek is the most beautiful place in the country, and it's nice and quite peacefully. You don't get those crime you get to another places. I enjoy living here. Die volgende stop op die township tour is David se eie restaurant in die informele nedersetting.
Okay, and all these pictures of where you are. Yes, that's what you see outside. So far. And here's Mandela. Yeah. Eerst op die spyskaart is kaas en 'n wynproe. Cheers, thank you. Wow. Na die kaas en wyn sit Lebo sy vrou vir ons tradisionele dis hoender en rys voor. David, hoe het hierdie township toere begin hierso in Franshoek? Yeah, I used to work at the B&B. I worked there for 5 years. Yes. And then because I'm the person's people, so I like talking a lot. So then I decided to do the tourist guide course in Cape Town. Then I became a tourist guide. And from there on, people, they used to ask me about something different. Some of them, they've been in Franschhoek before, and then they didn't want to do the same thing. So I said to them, okay, I'll take you to my house where you are going to enjoy pap and cabbage. And then I saw them very interested and enjoying it as well. Maar ek sien jy bedien wyn en gesofistikeerde kase en die spyskaart lyk vir my baie gevarieerd. Totally, it's not a traditional having wine tasting. As you can see, we don't have vineyards around here, around the building. But we've decided to have a wine tasting as well in our place because of it's totally different from in other places out there. En kom baie mense van die township ook hier na hierdie restaurant toe? A lot. We have many of them. Our market is based on locals. So we do get, today's Friday, so we are going to be enjoying tonight, having a big party up here. En wat doen jy alles vir die gemeenskap? Yeah, what we do, this building, when we don't have any business, for instance, I have a choir. It's practicing inside, the rehearsing inside, and I do the soup kitchens as well. So our soup kitchens, normally we have plus 500 kids every day. They just come and some of them they sit, some of them they scoop the food and they go back home. And we have meetings here, we use it as a community building. I think this is a fantastic way to do a township tour because we walk, we really feel kind of part of the community. It's not like you do in a big towns where you sit in a bus. And this is really a local guy who takes us out here with a local restaurant. It's so nice. I really, really enjoy it. As jy Franshoek toe kom, moet jy na David se restaurant toe kom. Want dit is die restaurant met sekerlik die heel mooiste uitsig in die hele vallei. Die tyd stap aan en ek kies koers terug na Tannie Ruth toe. By die teesakkie aangekom, stap ek en Tannie Ruth sommer dadelik kombuis toe. Ruth, jy het klaar alles reg vir ons. Ja, ek het 2 koppies pampoen gaar, klaar fyn gedruk. Ek het 'n koppie brysmeel, ek het 1 koppie suiker, ek het 'n kwart koppie botter, dan het ek 3 eiers, 1 teelepeltjie vanilla essence en 1 teelepeltjie sout. Nou gaan ek my suiker en my botter saam room. Ek sit gou eers my botter hier in. So jy room jou botter. Hy moet nou tydsaam opgeneem word. Die botter moet nou die suiker opneem. Nou gaan ek my eiers 1-1 bysit. Begin hy nou sy lyf kry. Waar kry jy jou pampoene? In die tuin. Ons plant ons pampoene aan. So hulle noem dit nou seker nou al Ruth se pampoentert. Ja, almal ken hom nou al. Hoe is dit om in Franshoek te bly, Ruth? Lekker. Is rustig. Almal ken almal op die dorp. Jy's deel van alles op die dorp. En almal help mekaar as daar iets is wat moet gedoen word, almal doen dit. Nou meng ek my brysmeel deur my mengsel. Volgende is my sout. En dan sit ek nou my 2 koppies pampoen in. Dit is reeds fyn gedruk.
En dan kom jou vanilla essence by. En dis dit. Nou gaan ek hom in my gesmeerde tertbak skep. Hy moet nie glad wees nie, hy kan maar so 'n bietjie klonterig wees. Ja, hy is glad nie nodig om heeltemal glad te wees nie. Hy kry nog, daar's nog so 'n geheimpie agter hierdie pampoentert. Hy kry 'n sousie by. Sodra die tert uit die oond uitkom, dan gooi ek so 'n sousie bo oor hom. Vir die sousie gebruik ek 'n halwe koppie Ideal Milk, 60 ml suiker en weer eens 'n kwart koppie botter. Dan kook ek hom so vir 2 minute, dan gooi ek hom warm oor die tert, oor die warm tert. Ek gaan hom nou bak vir 45 minute op 180 grade. Mooiloop gaan 'n resepteboek publiseer en Ruth se pampoentert gaan in die boek wees. As jy 'n interessante pampoenresep het, stuur hom vir ons. Wie weet, miskien kom hy ook in die boek. Vir meer inligting kan jy ons kontak op ons webblad mooiloop.tv of op ons Facebookblad. Ruth, is daai tert al klaar? Kan ons hom eet? Hy moet nog so 'n rukkie loop. Maar ek het vir ons een klaar gebak. O, dit is 'n slim vrou. Ruth se pampoentert. O, dit lyk lekker. Kom proe saam. O, dis heerlik. Hy's nie so soet soos wat ek gedink het hy gaan wees nie. Is die kok tevrede? En die kok is baie tevrede. Ek kan eintlik vir ure by Tannie Ruth kuier, maar die tyd het my ingehaal, want ek moet vir Denver by die monument gaan ontmoet. Volgende op my agenda is om meer uit te vind oor die Koek Franschhoek fees, die rede vir ons besoek hier. Ek moet hier by Alora restaurant wees, maar ek moet gou maak. Hier kom swaar heen. Ek het met een van die organiseerders afgespreek om mekaar by 'n restaurant in die dorp te ontmoet. Haar naam is Darielle Robertson. Ek kry haar op die boonste vlak van die restaurant met 'n glasie rooi wyn. Net die ding vir 'n koue, nat Kaap. Wow, it's really coming down now. Darielle, vertel my meer oor die Koek Franschhoek fees. Koek Franschhoek came about because we are the gastronomic capital of South Africa. So every year we bring people to Franschhoek so that they can eat and drink with our chefs and winemakers. Every restaurant puts on a demonstration for the public. So you have either between 10 to about 20, 30 people that come along, and the chef spends one-on-one time with you. You learn about the dish that they're making, they demonstrate the dish, sometimes they get you involved in it, and then they pair up with a winemaker, and the winemaker will show you how to pair their wines with the food that the chef's presenting. And you're able to go into the chef's home and really get to know them on a one-on-one basis. So wanneer word hierdie fees gehou? We have the festival every year in June, and it normally happens that it's over Father's Day. So we always try and do something for the fathers. So 'n mens kan van restaurant na restaurant gaan. Well, that's a few things that we've learnt over the years, is to give people ending times. So now what we do is we make sure that on the schedule you can see that your demonstration starts at 12 and ends at 2, so that you can pop over to the next restaurant and start your next demonstration at 3 o'clock. Waar is so lekker hierso? Do you know what? I just love everything about Franschhoek. In summer, it's packed with tourists, and in winter it becomes a little hub for the locals. And that's why we normally have our festivals always in winter, to bring the outsiders into the valley. Wat is so demonstrasies doen julle? The demonstrations are all different. What we try and do every year is to look at the different food trends that are going on. So this year we've looked at the food trends that are farm to table, locavores, meaning eating within your radius, snout to tail, so eating everything of the animal from beginning to end, and homemade. And that's one of the demonstrations that are going downstairs. We're doing a pasta making course here at Alora, and we've booked you a place. Really? Yes, come and join us. Cheers. Dit reën nog katte en honde buitekant. Ek sluit ongemerk by die groepie hier onderaan vir die pasta demonstrasie.
Die chef demonstreer hoe om pasta te maak en hy ken duidelik sy storie. Dit lyk redelik maklik. Blykbaar kan 'n mens dieselfde resultate kry deur 'n koekroller te gebruik as 'n mens nie 'n pasta masjien het nie. En dan word die pasta ook gepaar met plaaslike wyn. Dit is duidelik dat die groep wat bespreek het vir hierdie demonstrasie dit terdee geniet. En hier is nou 'n plaaslike wyn in Franschhoek. Dit drink jy met pasta. Dis wat ek nou net geleer het. Met so 'n fees kan 'n mens verstaan waarom Franschhoek die kos- en wynhoofstad van Suid-Afrika genoem word. En kyk nou net, die reën het al weer opgeklaar. Franschhoek is prentjie mooi. En dit is heerlik om net so deur die dorp te stap en die pragt van die omgewing in te drink. Franschhoek is 'n pragtige dorpie met perfek gerestoreerde geboue en natuurlik baie toeriste. Een ding van Franschhoek wat my opgeval het, is hoe hulle die teater van die straatkafee reg gekry het. Dit voel regtig asof 'n mens in 'n ander land sit en koffie drink. As 'n mens in die strate van Franschhoek afstap, kom jy op baie interessante gastehuise af. Hier is akkommodasie te kies en te keur. En hier is die indrukwekkende Huguenote monument. Die monument is in 1948 ingehuldig ter ere van die Franse Huguenote wat hulle in die 1680s hier gevestig het. Hulle het uit Frankryk gevlug omdat hulle vervolg is as gevolg van hulle geloof. Hulle het 'n groot bydrae tot die Suid-Afrikaanse kultuur gelewer. Hulle het wynbou hier gevestig en Afrikaans ook beïnvloed. Pragtig. Die son gaan onder en die berge om Franschhoek begin te verkleur. Ek stap om Denver te ontmoet. Hallo. Hallo, hoe was jou dag? Fantasties. Hoe dan anders, hè? Dis net jammer is die einde van die eerste dag in Franschhoek. Maar môre is nog 'n dag. Tot volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Mooiloop het weer 'n heerlike fotokompetisie waar groot pryse gewen kan word. Stuur vir ons jou beste reis- of vakansiefoto en staan 'n kans om 'n kamera te wen. Vir meer inligting oor hoe om deel te neem, besoek ons webwerf mooiloop.tv of ons Facebookblad. Tranquility Base here. The Eagle has landed.